Goeiemôre, dit is Dinsdagoggend 26 Mei 2026. Ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Vir baie lank het die oorlog in die Midde-Ooste werklik waar die speelveld oorheers, was daar weinig aandag gegee aan enigiets anders, maar daar in die agtergrond het die oorlog tussen Rusland en Oekraïne voortgeduur. Dis vir my steeds verstommend op hierdie stadium van die geveg hoeveel mense 'n absolute wanbegrip het van wat aangaan daar in die ooste van Europa. Baie mense bly sê as hulle nie sien dat Oekraïne 'n ding erken nie, sal hulle dit nie glo nie. Maar Oekraïne gaan nie erken nie, net soos wat geen land in die wêreld erken waar hulle skade ly nie. Die vraag wat ek net bly vra is, hoekom vorder die Russe dan nog steeds vorentoe? Hoekom beweeg hulle al nader na die finale grense toe in die weste? Dis nog net 'n baie klein deeltjie van Donetsk wat moet val. Dan het al die gebiede wat Rusland in hulle aanvanklike militêre operasies, die spesiale militêre operasie as doelwit gestel het, is dan bereik. Ons het 'n baie stelselmatige Russiese opmars gesien, baie deeglik, baie doelbewus om nie mense onnodiglik uit te wis nie. En ons sien met wat se oop arms word die Russiese soldate in die ontsette stede verwelkom. Beeldmateriaal wat jy nooit in die hoofstroom media sal sien nie. Dis asof daar 'n sluier getrek word oor wat in Oekraïne aangaan, behalwe as dit kom by sogenaamde misdade vir Rusland. Nou vir al 'n klomp mense soos ons wat self aan die kortkant van die hoofstroom media getrek het, die inligting, die nuus wat destyds die wêreld ingestuur is oor Suid-Afrika, sal elkeen wat in die voor 94 era geleef het, met alle mag ontken dat sulke dinge gebeur het. Maar nou kry ons dieselfde situasie in Rusland en Oekraïne, en is daar nog steeds mense wat net een kant as die aggressor sien. Nooit sien jy dat enigiets gebeur op Russiese bodem wat foutief is nie. Nou, daar is nog steeds 'n voortdurende aanslag teen Rusland, 'n provokasie, 'n uitlokking om te sê kom, want daaroor gaan die uitlokking. Die uitlokking gaan daaroor dat hulle wil hê Rusland moet een of ander fout begaan sodat die res van NAVO kan toetree tot die oorlog in Oekraïne, want Oekraïne is eintlik vernietig. Sy verdedigingsvermoë is vernietig. Haas elke soldaat wat in die laaste tyd gevange geneem word, is 'n buitelander, is 'n huursoldaat wat in Oekraïne veg. Daar's bitter weinig van Oekraïne se eie soldate oor. En ja, ek weet daar gaan van julle wees wat nou sê ek is 'n Putinist wat my weer gaan beskuldig van alle goed. Maar een ding kan julle my nie van beskuldig nie, en dis oor realisme van wat daar aangaan in daardie oorlog. Net soos wat realisme ook 'n baie behoorlike stempel in die Midde-Ooste afgedruk het. Nou, as ons gaan kyk hoe die voortgesette uitlokking voortduur, die strewe om 'n groter oorlog te bereik. En daar is 'n aanval wat laat verlede week plaasgevind het op die Starobelsk College se koshuis, waar 'n klomp kinders in dood is. Nou daar is iets so 16 drones
na daai spesifieke koshuis gestuur. Hulle het almal die koshuis getref. En daar is 21 kinders dood en in die 60 van hulle beseer, lê onder die puin en die rommel begrawe. En tog, toe daar 'n uitnodiging gerig word en gesê, maar kom ons gaan wys vir julle. Kom CNN, kom BBC, kom ons gaan wys vir julle dat julle eers aan die inligting kan kry, toe weier hulle om saam te gaan. En tog het dit gebeur. Hierdie is die deel aan die kante waar die koshuis nog staan, in die middel is dit heeltemal uitgeskiet. Daar's nog baie kinders vasgekeer onder daardie rommel waar hierdie missiele betref het. En hierdie beeldmateriaal is maar net 'n klein stukkie van die beeldmateriaal wat beskikbaar is om na te kyk. So almal het onmiddellik gesê, wel, daar gaan 'n vergeldingsaantog of 'n vergeldingsaanval kom. Dan sê hierdie Tsjech-president, voormalige Tsjech-president, sê dan, NAVO moet hulle tande vir Rusland wys. Maar wys NAVO nie al hulle tande en hulle vermoë vir die afgelope 4 jaar nie, is die vraag wat ons moet vra. Maar niemand praat vrede nie. Niemand sê, ons moet hierdie oorlog stop, want dit gaan uitkring, dit gaan na Europa toe uitkring nie, want daar is mos diegene wat 'n oorlog wil hê, want uit oorlog uit kom opportunities en word geld gemaak. Die enigste manier hoe die globalis in beheer in die wêreld kan bly is om te verseker dat daar 'n volskaalse oorlog in Europa uitbreek, sodat daar meer en meer afhanklik van hulle geraak kan word. En as ons net kyk na hierdie geval waar 'n Russiese tanker teruggaan na Rusland toe vanuit Antwerp geseil en daar is 'n Belgiese seemyne of kleefmyne aan hierdie skip vasgesit. Die bedoeling was dus dat hierdie skepe moes opgeblaas word, gesink word tot nadeel van Rusland. En 'n mens wonder, hoe is so iets dan moontlik? Maar niemand in die wêreld wil dit sien nie. Nou, hier kan jy dit sien. Daar sit die magneet vas met die stuk myn wat daarin is, genoeg om 'n groot gat in die romp van hy skip te blaas. Dit het om een of ander rede nie ontplof nie en is verwyder toe hulle in 'n hawe in Rusland kom. Dit is so 'n voortdurende poging om Rusland dan in 'n groter oorlog in te trek. En almal het gesê, na die aanval op daai koshuis, wat Rusland natuurlik as 'n terroriste aanval beskou, omdat dit nie gemik is teen militêre installasies nie, het almal verwag dat Rusland een of ander tyd gaan terugslaan, en ons weet dan ook, op die 24ste het Rusland teruggeslaan. Met 'n verskeidenheid van kaliber en ander hypersoniese missiele, die Oresnik, hulle het 2 Oresniks afgeskiet op Kiev. Beide van hulle het groot militêre installasies getref. En natuurlik het onmiddellik die Weste se stemme opgegaan, het hulle kritiek gelewer oor hierdie Russiese aanval wat unprovoked was op Oekraïne. Dan kan jy maar net kyk hier. Kyk hom net weer 'n keer as hy deurkom. Dan kyk jy net die spoed waarmee daardie missiel inkom.
Ons sal hom nou sien weer as hy weer oorspeel. So die Russe het nou behoorlik vir Kiev aangeval. Eintlik vir die eerste werklike keer met missiele en nie net met 'n paar drones wat inkom nie, maar swaar wapentuig wat absoluut in die proses vernietiging veroorsaak. Ek wys dan net hierdie ene ook vir julle. Waar die missiele oral getref het. Geweldig baie skade in Kiev aangerig. En natuurlik is die hoofstroom media en die wêreldleiers nou dit eens dat Rusland 'n terroristeland is wat Oekraïne dan nou so onregverdig aanval, maar niemand wil erken dat Rusland ook 'n kinderhuis in hierdie proses aangeval het nie. So dit is soeke dubbelstandaarde wat geld in die wêreld en dan wil ek net wys hier waar Zelensky rondstap in die strate van Kiev en uit die aard van die saak daar die vernietiging kyk van die Russiese missielaanval daar. Groot skade wat aangerig is. Ook hier kan julle beeldmateriaal sien daarvan. Van die koshuis wat aangeval is. Maar die punt van die saak is mense, daar's 'n vergeldingsaanval gekom, 2 Resnik interkontinentale ballistiese missiele wat die grootste skade aangerig het. En ons onthou 4 jaar gelede die uitlatings wat daar gemaak is waar daar gesê is Rusland sal binne 2 weke uit ammunisie uithardloop. 'n Totale onderskatting van die vermoë van Rusland en 'n totale onderskatting van die vermoë van Iran in die Midde-Ooste het weer plaasgevind. Dis asof daar 'n gevoel, 'n grootheidswaansin bestaan onder die westerse lande dat hulle die beste, die meeste, die enigstes het. En as ons gaan kyk na die Chinese weermag se groei, hulle vooruitgang wat hulle het, die Russe wat nou 'n aktiewe weermag van 1.2 miljoen het wat in die veld is, dan kan 'n mens nie anders as om te vra, hoekom laat mense hulle toe om hulle so te mislei en mee te sleer deur 'n hoofstroom media wat net vir een kant van 'n saak erkenning gee. Dit kan mos nie wees nie, maar dit bly gebeur. Nou hierdie oorlog in Oos-Europa gaan nie sommer net eindig nie. Die oorlog in die Midde-Ooste gaan nie net eindig nie. En ons sien dan ook bo-op hierdie oorloë die geweldige binnelandse protesaksies in Brittanje, Frankryk, Duitsland en ander Europese state wat net onverpoos eskaleer tot 'n potensiële burgeroorlogssituasie soos die lande in opstand kom teen die onwettige immigrante wat inkom, die regerings met hulle oop grense wat natuurlik die globalistiese agenda verkondig. In dieselfde asem sien ons die moeilikheid tans in Suid-Afrika. Ons hoor sprake van weer eens optrede op die 30ste Mei teen buitelanders, optrede deur dan alle binnelandse vervoer tot 'n stilstand te bring op die 30ste Mei en dan op die 31 of op die 30ste Junie om dan
alle op nasionale vlak, alle hoofpaaie en snelweë toe te maak. So hier's 2 datums wat ons moet dophou vir Suid-Afrika, die 30ste Mei en die 30ste Junie. Maar ek hoor daar gaan weer druk op buitelanders geplaas word vanaf die 27ste Mei. Dis natuurlik môre, ons sal dit dophou en sien hoe dit ontwikkel. Die oorlog in Europa, dreigende burgeroorloë in hulle eie lande, dan kyk ons na Suid-Afrika, ook teen die immigrante, die dreigende burgeroorlog in Suid-Afrika, en moenie sê dis verregaande nie, want dit is nie. Want selfs 'n baie geleerde, Matthew Esposa, wat sê, hy verstaan nie, hoekom kyk die swart inwoners van Suid-Afrika net na swart immigrante? Hoekom kyk hulle ook na die wit immigrante, soos die wat uit Nederland uitgekom het, Brittanje uitgekom het, Frankryk uitgekom het, Duitsland uitgekom het? So wie praat hy van hier? Hy praat van ons. So die situasie is drasties besig om te versleg, binne in die wêreld, binne in Suid-Afrika, en daar is steeds mense wat glo ons staar nie probleme in die gesig nie. En dan is daar diegene wat dink dat as daar probleme kom, gaan dit vinnig oor en verbywaai. Iemand gaan dit regmaak vir ons en ons hoef niks daaraan te doen nie. Terwyl ons nie besef dat die enigste mense wat dit kan regmaak is onsself nie. Niemand anders gaan nie. Die wêreld is in 'n stryd. Die wêreld is oral by betrokke. So ons is op ons eie. En omdat ons op ons eie is, sal ons moet sorg dat ons gereed is ten alle tye, sodat ons nie tweede kom nie. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek praat dan môreoggend weer met julle. Mooi loop, lekker dag.